Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 13de Mei 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif sê, druk neem toe op die president. Ons nuushooftrekke vir vandag. Nampo wys hoekom hy die beste in die suidelike halfrond is. Politieke druk neem toe op die president uit alle oorde. 97 mense in Suid-Afrika wat in kontak met hantavirusgevalle was, geïdentifiseer. Werklooses styg na 8,1 miljoen in Suid-Afrika. Geen TMO vir die naweekse SA-beker wedstryde nie. Scarlett Leroux kry 5 goue medaljes by die Afrika swemtoernooi. Verskeie politieke partye gaan aan verwagting in die komende dae toenemende druk op president Cyril Ramaphosa uitoefen om sy standpunt oor die jongste politieke verwikkelinge duidelik te stel. Opposisiepartye meen die land benodig sterk leiding en vinnige besluitneming te midde van groeiende onsekerheid en spanning binne die politieke landskap. Verskeie partyleiers het reeds aangedui dat hulle nie langer bereid is om stil te bly nie en dring daarop aan dat die president openlik met die publiek moet kommunikeer. Volgens hulle het Suid-Afrikaners die reg om te weet watter stappe geneem gaan word en hoe die regering beplan om die situasies verder te hanteer. Sommige partye beweer dat die stilte vanuit sekere regeringskringe verdere onsekerheid skep en vertroue onder beleggers en die publiek negatief gaan beïnvloed. Intussen vra sommige partye dat die president dringend met alle belanghebbendes moet vergader om oplossings te bespreek en spanning te verminder. Ander partye meen egter sterker optredes is nodig en daar vinnig teen enige vorm van wanbestuur of verdeeldheid opgetree moet word. Die komende dae kan bepalend wees vir die politieke klimaat in Suid-Afrika, aangesien die publiek, politieke partye en sakegemeenskappe nou fyn dophou hoe die president en die regering die situasie kan bestuur. Die 2026 Nampo het weer bewys hoekom dat die grootste landbouuitstalling in die suidelike halfrond is. Vanjaar se tema veerkragtigheid deur innovasie het sterk gefokus op nuwe tegnologie, slimmer boerderypraktyke en praktiese oplossings vir moderne uitdagings in landbou. Verskeie nuwe uitvindsels en tegnologiese ontwikkelinge het groot belangstellings gelok, waaronder spuitdrones wat meer presiese en kostedoeltreffende gewasbespuitings moontlik maak, slim digitale hulpmiddels wat boere help met data-analise, klimaatmonitering en beter besluitnemings, nuwe trekkers en gevorderde mekanisasie wat brandstof verbruik en arbeid kan verminder, klimaatslim oplossings om boere te help aanpas by droogte, stygende insetkostes en veranderde weerstoestande. Die nasionale deelname van lande soos China en Italië het ook nuwe idees en moderne toerusting na hierdie skou gebring, terwyl die fokus al meer skuif na presisieboerdery en slimmer, meer winsgewende produksie. Nampo bly 'n belangrike platform waar Suid-Afrikaanse boere eerstehands kan sien hoe innovasie gebruik word om landbou meer volhoubaar en mededingend te maak. Die vlakke van die Oranje rivier het stadig begin afneem nadat groot hoeveelhede water die afgelope tyd deur die rivierstelsel gevloei het. Owerhede waarsku egter dat inwoners in laerliggende en benedegebiede van die Noord-Kaap steeds waaksaam moet bly, aangesien die gevaar nog nie heeltemal verby is nie. Rampbestuurspanne monitor die situasie voortdurend en sê sterk waterstrome en versadigde grond kan steeds probleme veroorsaak. Gemeenskappe naby die rivier word aangeraai om veiligheidsmaatreëls in plek te hou en enige waarskuwings van plaaslike owerhede ernstig op te neem. Boere en inwoners in sekere gebiede het reeds skade aan infrastruktuur, paaie en landbougrond aangedui en na die hoërvlakte van die afgelope dae gegaan. Owerhede sê hoewel toestande begin verbeter, kan verdere water wat stroom afbeweeg steeds 'n risiko vir sommige gebiede inhou. Gesondheidsowerhede in Suid-Afrika het bevestig dat altesaam 97 mense geïdentifiseer is wat vermoedelik in kontak was met persone wat moontlik aan die hantavirus blootgestel is. Die kontakte word tans gemonitor as deel van voorsorgmaatreëls om verdere verspreiding van hierdie virus te voorkom. Volgens kenners word die hantavirus hoofsaaklik versprei deur kontak met besmette nagdiere, hul urine, mis of speeksel. Gesondheidsamptenare beklemtoon egter dat die risiko vir die algemene publiek tans laag bly, maar dat waaksaamheid steeds noodsaaklik is. Die Departement van Gesondheid het aangedui dat ondersoeke voortgaan en dat mense wat moontlik simptome toon, aangeraai word om onmiddellik mediese hulp te kry. Simptome kan koors, spierpyn, moegheid en asemhalingsprobleme insluit. Die aantal werklose mense in Suid-Afrika het na bewering nou tot so wat 8,1 miljoen gestyg, te midde van toenemende finansiële druk en ekonomiese uitdagings in hierdie land. Ekonomiese kenners waarsku dat stygende lewenskostes, swak ekonomiese groei en druk op besighede 'n groot invloed op werkskeping het.
Verskeie maatskappye moes die afgelope maande kostes besnoei, terwyl sommige ondernemings hulle werkers mag verminder het om finansiëel kop bo water te kan hou. Dit plaas verdere druk op duisende huishoudings wat reeds sukkel met hoë voedselpryse, brandstofkostes en diensleweringsprobleme. Ontleeders meen die hoë werkloosheidssyfer bly een van die grootste uitdagings vir die regering, aangesien dit nie die ekonomie raak nie, maar ook armoede en sosiale probleme vererger. Jong mense word steeds die swaarste getref met baie wat sukkel om hulle eerste werksgeleenthede te kan kry. 'n Formele proses is begin om die Ikapa diamantmyn in Kimberley te verkoop nadat die maatskappy onder voorlopige likwidasie geplaas is. Die ontwikkeling kom te midde van finansiële uitdagings wat die myn se bedrywighede die afgelope tyd onder druk geplaas het. Volgens beskikbare inligting is likwiditeurs tans besig om die maatskappy se bates en finansiële posisie te evalueer om die beste moontlike terugbetaling vir krediteure te kan verseker. Die verkoopsproses sal na verwagting belangstellende kopers in die mynbousektor lok, aangesien die diamantbedryf in die streek steeds as strategies belangrik beskou word. Die myn wat 'n beduidende rol in die ekonomie van Kimberley gespeel het, verskaf werk aan honderde werkers en ondersteun ook indirekte ekonomiese aktiwiteite in die omliggende gemeenskappe. Daarom is daar kommer oor die moontlike impak op werksgeleenthede en plaaslike ekonomiese stabiliteit indien bedrywighede verder beperk sal word. Die gerief van die SA-beker se TMO, die televisieskeieregter, sal nie die naweek tydens die halfeindstryde beskikbaar wees nie, wat moontlik 'n groot invloed op die besluitnemings in die wedstryde kan hê. Die afwesigheid van die TV-skeieregter beteken dat skeieregters op die veld meer verantwoordelikheid sal moet neem in kritieke besluite, veral in situasies waar herhalings normaalweg gebruik sal word om foute of twyfelagtige aksies te kan hersien. Rugby-ontleeders meen hierdie ontwikkeling kan die tempo en die aard van die wedstryde beïnvloed, aangesien spelers en afrigters moontlik minder vertroue in onmiddellike hersiening van voorvalle sal kan hê. Dit kan ook spanning verhoog in noue wedstryde waar elke besluit deurslaggewend kan wees. Intussen het sommige ondersteuners en rolspelers reeds kommer uitgespreek oor hierdie besluit, terwyl ander glo dat 'n toets sal wees vir die skeieregter se vermoë om onder druk sonder tegnologiese ondersteunings te kan optree. Wally Engelbrecht sal Vrydag aand 'n baie spesiale mylpaal bereik wanneer hy sy 100ste wedstryd vir die Pumas speel teen die Cheetahs in 'n belangrike kragmeting wat groot belangstelling trek. Die ervare losverspeler het oor die jare 'n sleutelrol in die Pumas se vooruitgang gespeel en word as een van die span se standvastige en betroubare spelers beskou. Sy 100ste wedstryd is 'n bewys dat sy volgehoue fiksheid, dissipline en toewyding aan die span baie sê. Die wedstryd teen die Cheetahs beloof om intens te wees met albei spanne wat veg vir momentum in hierdie kompetisie. Vir die Pumas sal Engelbrecht sy mylpaal waarskynlik ekstra motivering bring, terwyl die span ook sal poog om die geleentheid met 'n oorwinning te kan vier. Afrigters en ondersteuners het reeds hulle waardering uitgespreek vir sy bydrae oor die jare aan die span en daar word verwag dat hierdie mylpaal hom 'n belangrike figuur in Pumas rugby sal kan bevestig. Die Lions staan die naweek voor 'n belangrike kragmeting in die VRK wanneer hulle teen 'n Ierse reuse Munster te staan kom, wat as 'n deurslaggewende wedstryd vir beide spanne beskou word. Die wedstryd is 'n groot belang vir die Lions se posisie op die punteleer, aangesien elke oorwinning nou krities raak in die stryd om kwalifikasie vir die uitspelronde is. Afhangend van 'n ander uitslaa kan 'n oorwinning hulle aansienlik nader in die boonste helfte van die tabel laat beweeg, terwyl 'n nederlaag hulle verder druk sal plaas om in die laaste fase van die seisoen terug te kan veg. Munster, bekend vir hulle fisieke spel en sterk verdedigings, word tradisioneel as een van die moeilikste Ierse spanne om tuis of weg te klop beskou. Hulle bring 'n hoë intensiteit en strukturele dissipline na elke wedstryd, wat beteken die Lions sal op hulle beste moet wees om enige kans op sukses te kan hê. Vir die Johannesburgse span sal die fokus waarskynlik wees op vinnige balspel, sterk skramwerk en om kansse te binne wanneer Munster sekere foute sal maak. Afrigtingspersoneel het die afgelope week glo sterk klem gelê op verdediging en besluitneming onder druk, aangesien klein foute in sulke wedstryde baie duur kan wees. Die Amerikaanse golfster Jordan Spieth gaan hierdie naweek weer geskiedenis probeer maak wanneer hy sy 10de poging aanpak om die gesogte carrière Grand Slam in golf te voltooi. Spieth wat reeds in 3 van die 4 major titels in sy loopbaan gewen het, soek steeds na ontbrekende stuk van die legendariese loopbaanpuzzels. Ten spyte van verskeie naby mislukkings oor die jare, bly hy vasberade om sy naam langs die grootstes in die sport te plaas. In aanloop tot die toernooi het Spieth gesê hy fokus op geduld, presisie en konsekwentheid, aangesien die druk van geskiedenis om elke keer vergesel wanneer hy 'n major instap. Sy ervaring op die grootste verhoog word egter as een van sy grootste wapens beskou. Die 18-jarige Suid-Afrikaanse swemmer Scarlett Leroux het die internasionale swemwêreld laat regop sit nadat sy indrukwekkende 5 goue medaljes by die Afrika swemkampioenskappe verower het.
Leroux het oorheers in verskeie items en haar veelsidig in die swembad gewys met sterk vertonings in beide kort en middelafstand nommers. Haar prestasies het haar nie net as een van die uitblinkers van die kampioenskap gevestig nie, maar ook as een van die opkomendste sterre in Suid-Afrikaanse swem. Afrigters en kenners het haar tegniek, spoed en kalmte onder druk geprys, veral gegee haar jong ouderdom en die hoë vlak van kompetisie. Haar vermoë om konsekwent te presteer in verskeie items word beskou as 'n teken van 'n atleet met wêreldklas potensiaal. Die 5 goue medaljes plaas haar onder die toppresteerder van hierdie kampioenskap en daar is steeds bespiegelings dat sy in die toekoms Suid-Afrika op wêreldkampioenskappe en moontlik die Olimpiese spele ook kan verteenwoordig. Die 24-jarige Luciano Darderi het gister die toeskouers in die Paribas Arena in Rome ware vir hulle geld gegee. Darderi, die 18e gekeerde, het Alexander Zverev, die tweede gekeerde, met 1-6, 7-6 en 6-0 uitgeskakel om na die kwartfinale van die Italiaanse Ope te haal. Nog 'n Italianer, Lorenzo Musetti, sy toernooi is beëindig deur die Noorweër, Casper Ruud, die 28ste gekeerde, het die 8ste gekeerde gemaklik met 6-3 en 6-1 gewen. Onstuitbare sinner het maandagmiddag vir Alexei Popyrin van Australië in 1 uur met 6-2 en 6-0 gewen. Sou hy Sondag 7uur, sal hy die eerste Italianer wees om in Rome te wen, sedert Adriano Panatta dit 50 jaar gelede ook gedoen het. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sal jou voertuigsregistrasie namens jou behartig. Ons Weerberg vir die streek lyk so: Messina 1732, Polokwane 1124, Lephalale 1328, Mbombela 1131, Mahikeng 923, Pretoria 1225, Johannesburg 1021, Ermelo 720, Kalahari 1222, Gaborone 1327, Richards Bay 1731, Pietermaritzburg 1226, Durban 1728, Port St Johns 1228, Pongola 1634, Maputo 2134, Bethlehem 616, Bloemfontein 714, Alawal Noord 817, Welkom 919, Vryburg 924, Kimberley 917, Appington 1120, Prieska 1218, Springbok 1217, Karasburg 1019, Keetmanshoop 1324, Mariental 1328, Alexanderbaai 1423, Brandvlei 1017, Loederitsbaai 1628, Vredendal 1220, Kaapstad 1317, Sutherland 6 en 11, George 1116, Jeffreys Bay 13 en 16, Geberra 11 en 18, Grafreinet 7 en 16, Kaaphooggelas 1116, De Aar 9 en 17, Molteno 5 en 14, Beaufort Wes 10 en 16, Oos-London 1020, Mabalane 17 en 35 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk as volg: die rand verhandel teen R16.52 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.95, die euro verhandel teen R19.39, 'n pond kos R22.36, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2,124, palladium per fyn ons is $1,495, silwer per fyn ons is $95.33, goud per fyn ons is $4,698, Brent ruolie per vat is $104.21. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word verder vir almal toegewens.